Geliefdes in die Here, ons is in die laaste week op pad na Paasfees toe. In hierdie Paasfeestyd, Heilige Week, kom ons noem dit soos bekend staan hierdie laaste week, gaan ons so 'n bietjie dink oor die Here Jesus se kruiswoorde, soos dit ons in Afrikaans noem. Dit is 7 keer wat Jesus gepraat het in die tyd wat hy aan die kruis gehang het. En ons gaan so 'n bietjie na die betekenis kyk en julle is baie welkom om daarmee saam met ons te reis in hierdie week. As ons so stil staan by die voet van die kruis, dan is ons oë gerig op hom wat sy sonde op ons geneem het, op die lam, die ewige lam van God wat geslag is, geoffer is sodat die wêreld se sonde op hom geneem kan word. Hierdie tyd het natuurlik onbeskryflike lyding vir Jesus meegebring. En pyn. En in hierdie tyd praat Jesus dan ook hierdie 7 keer. En wanneer ons hierna kyk, gaan dit nie net daaroor om te dink oor wat Jesus aan die kruis beleef het nie, maar dit gaan veral daaroor dat dit 'n venster word na sy hart, na sy liefde, sy vergifnis en sy volmaakte gehoorsaamheid aan die wil van God. Vandag begin ons dan ook by die eerste een wat ons kry in Lukas 23. Nou julle is baie welkom hierdie week, hier gaan 'n skakel wees onderin die description, wat jy gaan neem na YouVersion se Bible Events toe. Daar is 'n event geskep vir ons gemeente, en elke dag kan jy dan so oordenking daar kry met 'n klompie ander inligting, onder andere ook die teks dan daarin. Wanneer Jesus ons leer om te bid in Matteus, dan leer hy ons om te bid, vergewe ons soos wat ons ook ander vergewe. Nou ons sal maklik om sê, joh, dis nou 'n bietjie maklike ding om te sê, maar dis nie so eenvoudig om te doen nie. En wanneer ons hier in die kruis vir Jesus sien, dan kom sit hy eintlik die daad by die woord. In 'n moeilike tyd kom gee hy vir ons die voorbeeld van hoe om te vergewe, in 'n tyd wat soldate hom pynig en mense hom spot en alles waaraan 'n ou amper kan dink wat sleg is met hom in hierdie tyd gebeur, word hy die voorbeeld van vergifnis. Jesus kom wys ons, dit is wel moontlik. Ons sien min hiervan in die wêreld. Ek is maar net weer verstom oor wat alles in die wêreld gebeur. Ek dink wêreldleiers is een van die swakste voorbeelde van vergifnis. En tog wil hulle voorloop. Maar Jesus is die beste voorbeeld van vergifnis, en daarom kan ons agter hom aangaan. Miskien vir ons ook is, wanneer ek sukkel om te vergewe, dan is dit ook baie keer sodat dit 'n aanduiding is dat dit ook vir ons moeilik is om te erken dat ek dalk 'n rol het om te speel in 'n situasie. Kom ons vat 'n voorbeeld van 'n verhouding wat tot niet gegaan het of wat seer gekry het. Buiten dat die Here my leer om te vergewe, word terselfdertyd ook 'n oproep vir my om te sê, hoe kan ek anders reageer? Wat kan ek anders doen? Wat kan ek by God leer in my lewe van leef om hierdie te verander? Hoe kan ek dit anders hanteer om byvoorbeeld hierdie verhouding wat skibreek gelei het, dalk te herstel? En dan word ek vrygemaak deur wanneer ek vergewe, selfs al kan ek nie altyd herstel nie. Hierdie eerste woorde wat uit Jesus se mond kom aan die kruis, dis 'n woord van onbegryplike genade en vergifnis. En dit herinner ons aan die diepte van God se liefde, wat selfs in die donkerste uur nog steeds vergifnis kom aanbied. En dit daag ons dan natuurlik uit om vergewingsesin te wees, en selfs teenoor die wat ons seermaak. Maar dit herinner ons ook dat God deur sy gees en in sy krag dit vir ons moontlik maak, selfs as dit vir ons moeilik is. Mag die Here vandag met jou ook hieroor praat, en mag jy sy hart vandag hierin leer ken. Amen.